Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Ek vertrou dat die afgelope boodskappe vir jou baie beteken het en dat jy sommer daaraan kan dink hoe Jesus vir Thomas gesê het, druk jou vinger hier in my wonde in. En dat ons vir die Here kan sê, Here, dankie dat ons nie net ons vinger in die wonde hoef te druk nie, maar dat ons heeltemal, sommer soos 'n klein kindjie, tot binne in u wonde kan kruip, sodat ons genesing kan kry vir elke wond wat in ons is. Nou vanoggend gaan ek daarop bedien wat Jesus se sweet bloed vir my en vir jou gedoen het in sy eerste tree in Getsemane, toe hy oor die Kidron gestap het, deur daardie vallei in Getsemane aangekom het met Johannes, Jakobus en Petrus, en waar hy vir hulle gesê het, wees wakker en bid saam met my, en alles wat toe gebeur het, wat ons genesing is. Kom ons gaan in die Heilige Gees se teenwoordigheid in, dat hy ons omvou van alle kante af, en dat hy vir ons wys wat hy met ons wil doen, terwyl ons na die boodskap luister. Maak jou oop, ontvanklik vir wat Heilige Gees wil doen. Abba Vader, baie dankie dat ons die geleentheid het om in die teenwoordigheid te kan kom. Here, dankie vir u kalmte, dankie vir u rustigheid. Dankie Here dat ons net kan beleef, al slaan watte storms om ons, dit is nou die tyd saam met u. En Here, dat u ons kan lei, Jesus, dat u vir ons kan vat in daardie tree, wat u gehad het in Getsemane, dat ons u kan ervaar, dat ons u kan voel, en Here, dat daardie wonde, waar u bloed gesweet het, ook ons genesing sal wees, in hierdie tyd, wat ons luister na u boodskap. Asseblief Here, help my. Amen. Nou in Getsemane, lees ons in Lukas 22 vers 44, Jesus het in doodsangs geraak, in benoudheid, en toe dit met hom gebeur het, hy nog ernstiger gebid, en sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond geval het. So kom ons dink ons net so bietjie in, en ons kyk net so bietjie van 'n tree weg, na wat Jesus vir ons deurgegaan het. Ons kom in daardie heilige teenwoordigheid van hom, wat hy in Getsemane beleef het. Nou hierdie is wel wetenskaplik bewys moontlik. Dis jou ergste vorm van angs, stres, wat jy deurgaan. Die terme daarvoor is hematohidrosis. Dit word veroorsaak deur angs, wat so intens is, dat dit daartoe kan lei, dat die persoon se hart kan bars. Daar op daardie punt, het die duiwel ook so probeer om Jesus dood te maak, nog voordat hy aan die kruis was, want onthou, hy moes al sy bloed gestort het, nie net sweetdruppels nie. En Jesus het gesê in Johannes 10, vers 17 tot 18, dat niemand sal sy lewe van hom kan afneem nie, hy sal sy lewe self gee. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie. Ek lê dit op my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. So, wat het in Getsemane gebeur in daardie oomblikke waar Jesus daardie angs ervaar het, daardie ontsteltenis, daardie gevoel van alles wat vir hom net te veel raak. Hy het ons in daardie oomblikke kom vrymaak van vrese, angs, van stres. Sy kosbare bloed het daar vir ons begin drup. En daarom kan ons in die volheid van God se woord vanoggend luister, na soveel kere, 365 keer, wat sy woord vir ons sê, ons mag nie vrees nie, want ons hoef nie te vrees nie. Hy woon in ons, hy wie in ons is sterker as hy wat in die wêreld is,
En dan kom hy en hy sê vir ons, werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle in 1 Petrus 5 vers 7. Nou stres, angs, bekommernisse, weet jy, maak jou siek. As jy by die dokter gaan sit en jy het 'n maagseer, gaan hulle vir jou sê die oorsprong daarvan is angs. Dit veroorsaak hartprobleme ook, hoë bloeddruk en dan selfs beroertes wat kan plaasvind. En dan kom die woord vanoggend na ons toe en sê vir ons hoef nie die prys te betaal vir stres en vir angs nie, want dit is reeds oorwin. En vanoggend wil ek jou hierdie vraag vra en ek wil hê jy moet dit bedink. Wat sou jy nou gewees het as jy nie bang was om dit te word nie? En wat sou jy nou gehad het as jy nie bang was om daarvoor te beklei, as ek die woord sê, te beklei, te worstel in geloof nie? Hoe anders sou jou lewe nou gelyk het as daar nie vrese en angs was nie? Nou op daardie oomblik toe Jesus Getsemane ingaan, was hy so ontsteld, want hy het geweet wat voor lê. Hy het geweet dat as hy daardie beker opneem, wat sy eie woorde was, nie my wil nie, maar u wil. Hy het gesê, Papa God, u kan nie die beker by my laat verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. En dit is daar waar Jesus gepraat het, want hy is Jesus Christus, Jesus die redder, Christus die gesalfde, en hy het by daardie plek gekom om te sê, u kan hierdie beker by my laat verbygaan, maar dit is ook asof ek sy hart hoor, en hy sê, maar moet my nie eintlik 'n kans gee nie, dat ek net deur dit sal gaan, om hierdie beker te neem. As ons ook dink daar waar hy vir Petrus gesê het, om sy swaard terug te sit in sy skede, want hy het gesê, het ek nie gekom om hierdie beker te drink nie, en dat ek en jy besef, wat vrese in jou en my doen is, dit wil my laat veg. Dit is my eerste reaksie, ek wil veg. So 'n mens wat woedend, kwaad is, moet 'n mens eintlik gaan kyk, wat is die angs daar agter, dat hierdie persoon voel, maar ek is nie in beheer nie, of dat hierdie persoon voel, maar ek moet jou wen, ek moet jou wys, ek sal as wenner hier uitstap. En daar het Jesus vir Petrus eintlik gesê, dis nie hoe dit gedoen word nie. Ek moet hierdie beker opneem. En dat ek en jy ook kan weet, daar is vanoggend vir ons 'n keuse in angs en in vrese. Op daardie oomblik, as dit met jou gebeur, is dit nie maklik nie, en dit is 'n beker wat jy moet drink, wat jy daardeur moet gaan. Baie keer doen ons dinge, al is ons bang, weet ons moet doen wat ons moet doen, en al doen ons dit bang, bly ons dit doen. En baie keer is daar net daai skokke, daai teleurstelling waar jy voor iemand sit, wat miskien sterk woorde op jou werp, waar hulle swaard, dalk hulle tong is, en waar hulle jou uitmekaar het kap, en jy kan nie regtig iets anders te doen nie. Jy staan voor die baas, jy staan voor die man, jy staan voor die vrou, jy staan dalk voor die kind wat jou domineer, die familielid wat jou manipuleer, en jy kan nie anders nie, en jy moet net daar die houe vat, maar agterna is daar 'n plek van genesing. Agterna kan jy in jou Getsemane ook ingaan, saam met Jesus Christus, daar die alleenplek, wat net die Here vir jou kan sê, ek weet my kind, wat jy deurgaan, ek weet hoe jy voel, ek ken hy skokke as jy dit deurgaan, ek ken hy teleurstelling as jy dit deurgaan, want toe Jesus daar in Getsemane was die 3 wat hom moes bygestaan het, wat altyd die naaste aan hom was, het hulle aan die slaap geraak. Hulle was nie daar nie, hulle kon nie saam met hom wakker bly, om saam met hom te bid, wat hy gevra het nie. En daar het hy mos daar die woorde gesê, dat die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hy het ook geweet wat voor hom lê, van al die soldate wat besig is om na hom toe gestap te kom, met die fakkels, en met die stokke en die spiese, en hy het ook geweet, dat tussen hulle is Judas, wat hom met 'n kus gaan verraai. Judas wat 'n paar oomblikke gelede nog langs hom aan tafel gesit het,
toe hy die kommunion ingestel het, en waar Judas uitgeloop het, om te gaan doen, wat Jesus vir hom gesê het, doen wat jy moet doen, en doen dit net gou, kry net klaar daarmee. So, as ek en jy net daaraan dink, hoe ons baie keer as ouers ontsteld is, as ons kinders bekommernisse het, as ons kinders deur goed gaan, hoe kinders soms bekommerd is as ouers deur goed moet gaan, en dan lê jy in die aand in daardie bed en jy voel daai angs en jy voel daai stres en jy voel amper, maar ek kan dit nie vat nie. Nou stel jou nou voor, toe Jesus in Getsemane ingegaan het, almal se skokke, sy teleurstellings, sy vrese, sy angsaanvalle, het tot binne in hom gegaan, tot binne in hom gegaan. En as jy Jesus ken as die verlosser, en jy ken hom as die saligmaker, sal jy weet, dat Jesus 'n hart het. Ons het laasweek het ons daarna gekyk, toe sy hart deurboor is, en hy het so baie lief, soos wat geen mens jou ooit sal kan lief hê nie. So baie lief het hy jou, en hoe hy op daardie oomblik ontsteld was, oor dit wat jy deurgaan in hierdie lewe. En as jy ooit weer deur ontsteltenis gaan, en jy voel jy is so alleen, en hy paniekaanvalle kom in die nag, en hy angs kom deur jou, en dit verswak jou, en dit bring jou by die plek wat jy amper voel, ek kan nie een voet voor die ander een sit nie, dit laat jou ruk van vrese, van angs, en jy sê, ek is so alleen, moet jy weet, Jesus was so alleen in Getsemane, daar was niemand gewees nie, en toe hy deur dit gegaan het, toe het God aan engele gestuur, om hom te versterk, en om hom te versorg, en net daarna, wat hy in gevangenis geneem is. So dit kan ek jou die versekering gee, dat God jou lief het. Hy het jou so lief, dat hy vir jou sê vanoggend, dat hy wie in jou is, sterker as hy wat in die wêreld is. Dat God vir jou vanoggend sê, hy is vir jou, hy is nie teen jou nie. Hy kom en hy sê, niks sal jou van my liefde kan skei nie. Want dis een van die eerste goed wat kom met vrees, kom twyfel, en kom daai gevoel van, ek moet veg, of ek moet vlug. En waar jy ook al nou is, weet jy en die Here alleen. Maar vertrou ek, dat hierdie boodskap, die boodskap sal wees wat jou sal oplig, om vir jou te sê, deur Jesus se wonde, sy bloed, wat hy gesweet het vir jou, in Getsemane, daar lê jou genesing. Om te kom by daardie plek, alleen in jou binnekamer te gaan, die persoon se naam hardop te noem, wat jy weet, wat jou manipuleer, wat jy weet, wat jou in angs dompel, wat jy weet, wat jou teleurgestel het, om hulle te vergewe. Maar dan raak 'n mens ook kwaad vir jouself, want jy voel, jy's 'n swakkeling. Hoekom kan ek hierdie vrees nie wen nie? Hoekom moet ek hierdie angs beleef? Hoekom moet ek so klein voel in dit? En dat jy jouself ook dan sal gaan vergewe. En dat jy ook voor God sal kom staan, en ook vir hom sal sê, Here, vergewe my, want eintlik beteken vrees en angs ook die waarheid. Ek twyfel of God regtig vir my daar sal wees. En hy kom in sy woord en hy sê vir jou, dat vrees nie van hom is nie. Hy sê, hy het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Daardie gees van vrees wat hy jou gegee het is, die gees van vrees wat op jou rus, sodat jy sal weet hoe groot God is. En hoe meer ons sien hoe groot God is, hoe meer ons begin bid wat hy vir ons kan doen, hoe meer ons begin sien, sonder daardie vrese, dan kom dit in ons in, om te roep wat nie is nie, asof dit is. Want dit is geloof, om jou vry te kan sien, wie jy sal wees, wat jy sal hê, as jy die vrese jou nie so versmoor nie. En dan is die ander waarheid van vrees. Vrees bring ook daardie ervaring by jou uit. Jy roep ook dit wat nie is nie, asof dit is. En die ongeluk van dit is,
as jy dan deur dit gaan, is dit asof jy deur die realiteit van dit gaan. So as jy byvoorbeeld vrees dat jy die witkaar sien en jy sien hoe die witkaar jou tref, dan gaan jou liggaam reeds deur alles soos wat 'n kar jou sou getref het. Alle adrenalien wat deur jou gaan, alles wat afgeskei word in jou liggaam, alles daardie melksuur wat deur jou spiere gaan, wat jou lyf so baie seer maak, daardie wat jou skouers so seer is en alles, jy beleef dit al klaar en dan het dit nog nie eers gebeur nie. En dit is die waarheid. Ons leef 'n lewe in vandag se tyd, dat ons goed aantrek wat nie is nie, maar ons beleef dit asof dit is. En daarom het Jesus self gesê, dat in die laaste dae mense sal beswyk van vrese. En dit is daardie angs en daardie stres wat hy van gepraat het. Maar hy gee vir ons die antwoord. Hy sê, hy het dit nie vir ons gegee nie, maar hy gee ons liefde, hy gee vir ons krag en hy gee vir ons selfbeheersing. Om te weet vanoggend, God het jou volmaak lief en volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Hy gee jou die krag sodat jy kan weet, al is jy bang, jy tot alles in staat is deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Hy gee jou ook die selfbeheersing, dat jy jouself sal kry by daardie plek, om nie elke keer oor te gee aan die vyand wat soos 'n brullende leeu rondom jou loop om jou te verslind met vrese nie. Want Jesus het hom oorwin in Getsemane. Dit was Jesus se woorde gewees, toe hy vir Jakobus, Johannes en Petrus gesê het, kom, laat ons gaan, want hy wat hier is, het niks aan my nie. So die plek waar ons genees is in Christus Jesus. En as jy nou vrese, angs, teleurstellings het, wil ek jou lei in hierdie gebed van bevryding in Jesus se naam. Kry jou kommunion reg en neem die beker van danksegging op en bid saam met my. Here, baie dankie dat ek nou kan sien die mense voor my. Here, wat my beangs maak, wat my vreesagtig laat ervaar, wat my teleurstel. Here, ek vergewe daai mense, wat die angs oor my bring, en ek noem ook voor U nou op, wat dit is, wat hulle aan my doen, wat voel of hulle my beheer, wat voel ek moet bang wees vir hulle. Here, ek hou dit nie teen hulle nie, maar ek vergewe hulle, dat daardie gif wat hulle afskei, nie langer in my liggaam sal gaan nie. Dan, Here, vergewe ek myself ook, dat ek daardie angs soveel kere dra, wat ek nie hoef te dra nie. En dan bid ek ook en ek vra, Jesus, vergewe U my. U wat gesê het, ek hoef nie te vrees nie, ek mag nie vrees nie. Vergewe my, dat ek in daardie oortreding so dikwels trap, Here. En Here, wys my asseblief daardie vangnet van vrees, wat die vyand vir my telke male stel. Dankie, Jesus, dat daar deur U krag, wat in U bloed is, daardie binding, daardie houvas op my lewe gebreek word, in Jesus naam. Here, baie dankie ook, dat die wonde van U, wat bloed sweet was, my genees, van elke wond, van vreesagtigheid. Here, dat ek U nou kan vra, om my asseblief te vul, met U volmaakte liefde, met U krag, waartoe ek in staat is tot alles, en met selfbeheersing, want U wie in my is sterker as hy, wat in hierdie wêreld is. Amen. Ek bid regtig vir jou sterkte toe, sterkte nie in jou krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees, om die gees van vreesagtigheid teen te staan met die gees van God se woord, en dat jy die skild van geloof bo alles sal optel,
om te weet dat deur Jesus se wonde, waar sy sweet bloed geword het, kan jy vrese elke keer oorwin. Amen.